Kan Lot wat afgegaan het na Sodom toe, sê die Bybel. Ons dink aan Abraham wat afgegaan het na Egipte in die honger. Ons dink aan Jona wat afgegaan het na Tarsus toe. Maar dan sê Dawid die volgende, hy sê, kom laat ons opgaan na Sion. Let us go to the house of the Lord. Because every time you go to the house of the Lord, you go up. Jy gaan op. En eendag gaan ons opgeraap word. Hemel toe. Amen. So is jy bly om op te tree vanoggend. Is jy bly om op te gaan na die huis van die Here. We're going higher. We're going higher. When the world goes lower, we go higher. Amen. Kyk op, sê die Bybel, want jou verlossing is naby. Ons kyk op in hierdie tye waarin ons nou is. Ons kyk op. Amen. Right. Kom ons gaan na Genesis 26 vers 18. 26 vers 18. Ons het die jaar begin met die woord dat die Here gaan water in die woestyn gee. Op bonatuurlike maniere, in droogtes, voorsien hy water, maak strome, maak hy oop, in die wildernis. Amen. En ek glo daai bron gaan vloei, en bly vloei. Waardeur ons ook al gaan, daar is 'n put, daar is 'n bron. Ek wil daarvan lees vanoggend. Genesis 26, en Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het. En wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. En dit genoem na die name van sy vader daaraan gegee het. Vers 24, en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, Isak, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. En ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my knegt. Hoekom sal God vir Isak hier seën en daai seën gee? Want die Bybel sê, want Isak het weer die putte oopgegrawe van sy vader Abraham. So in die Bybel het ons Abraham, en ons kan van hom sê as die oorspronklike putgrawer, die oorspronklike een. En ons kry Isak, sy seun, wat dieselfde put wat hy gegrawe het, wat hy gelos het en die Filistyne toegestop het, het Isak weer gaan probeer oopgrawe, want hy het sy eie putte probeer grawe in die land waar hy is, maar hy kon nie water vind nie. En hy kom terug na sy vader, na Abraham se putte. En wat 'n preek is daar nie net daarin. Maar in die Nuwe Testament gaan die idee van 'n put verder. So ons begin by Abraham, dan Isak wat probeer om nuus te grawe. So ons kry 2 generasies. En Isak probeer nuwe dinge, maar hy keer weer terug na die oorspronklike. En dan kry ons 3 generasies. Abraham, Isak en dan kry ons Jakob. En die put van Jakob word 1900 jaar later beskrywe in Johannes 4. En hier het ons Jesus wat in die vlees stap na die put van Jakob in Samaria en hy ontmoet hierdie vrou by hierdie put. En ek wil praat oor die generasie put. Om 'n put te grawe vir jou familie. 'n Familieput. As 3 geslagte wat God oor en oor herhaal in die Bybel is, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. 3 geslagte
Die eerste geslag, Abraham, die God van Abraham. Abraham het alles wat hy van God ontvang het hy deur geloof gekry. Deur geloof. Hy het met niks begin nie, en op wonderlike maniere het God vir hom voorsien en hom geseën, maar hy het alles wat hy ontvang het deur geloof gekry. En hy het altare en putte gegrawe. Altare en putte. Isak, die volgende tweede geslag, het alles wat hy ontvang het van God deur oorerwing ontvang. Oorerwing. Dis deur sy pa aan hom gegee, maar hy moes leer om weer die put van sy vader te gaan opgrawe. En dan kry ons die derde geslag wat Jakob is. Die geslag van Jakob het alles wat hy gekry het hy deur skems gekry. Kort paaie te neem. Sy naam beteken bedrieër. En hy kon volgens sy savvy, volgens sy besigheidsvernuf, kon hy alles kry wat hy wou hê. Maar Jakob het dit nie verkry deur 'n altaar te bou of om 'n put te grawe nie. In Abraham se lewe het hy 7 altare gebou en dit was maklik om Abraham se lewe te volg waar hy was, want oral waar hy die Here hom geseën het, het hy 'n altaar gebou. As 'n bewys van wat God is vir sy nageslag om te sien. En dan sou hy aanbeweeg en op 'n ander plek kom en die Here sou hom seën en hy het 'n altaar gebou. Want wanneer God iets groots in ons lewens doen, dan moet ons 'n altaar maak. 'n Offer maak. En in sy lewe het hy 7 altare agtergelaat. Mens bou 'n altaar in jou lewe. 'n Altaar spreek van opoffering. 'n Altaar spreek van gee. En tweedens praat 'n altaar van reiniging. Abraham het na die altaar toe gekom om seker te maak dat hy is reg tussen hom en God. Hy het verstaan dat deur die vergieting van 'n dier se bloed, dat daar 'n vorm van bedekking is van sy sondes, alhoewel dit 'n tydelike bedekking is, 'n tydelike uit sy lewe uit verwyder kon word en hy vergifnis kon ontvang. Maar God is die God van generasies. He's the God of generations. En baie van ons vandag is 'n eindproduk van 'n vorige ouer of iemand in ons huis wat vir ons gebid het, wat ons uiteindelik kon lei na Jesus toe. Wat hulle gebede voor God gebring het vir ons. En so kan ek teruggaan na die offer wat my ouers gedoen het, na die offers wat my ma gebring het. En die probleem, just like, dis 'n fyn brag daai, hoor. Dis 'n braggie daai. Okay, so, die probleem met oorerwing is dat soms, dat die persoon wat dit ontvang, waardeer nie die opoffering wat daai offer gebring het nie. Waardeer nie die eelte van die hande van die vorige generasies nie. Die geweldige prys, die opoffering, waardeur die vorige generasie gegaan het om jou te kry waar jy vandag is. En hy het nie regtig, Isak het nie regtig verstaan hoe dit 'n werklikheid geword het in sy lewe nie. Because everybody wants what you've got without doing what you've done. En hy het
dit as vanselfsprekend aanvaar in sy lewe. En Isak het 'n baie bevoorregte posisie gehad. Hy het 'n wonderlike pa gehad, hy het 'n godsdienstige opvoeding gehad en ten spyte van alles wat hy sou erf, ten spyte van dit alles, sou hy self God moes ontmoet. Want die lam, die boek van die lam in die hemel word in individuele name gelys, nie in familiename nie. As jy eendag hemel toe gaan God, as ek hemel toe gaan God nie die Rabe familie uitroep nie, hy gaan Rian Rabe uitroep. Hy gaan Michaela Rabe uitroep. En as my kinders nie dieselfde God teekom as wat ek teegekom het nie, sal hulle name nie in daai boek verskyn nie. You gotta have your own experience with the Lord Jesus. Dis 'n individuele ding. En net omdat jy daarin groot gemaak is, omdat jy rondom grootheid was in jou lewe, beteken nie dat jy God self ontmoet het nie. Dit help nie, jy sit daar en jy word, as 'n babietjie, word jy klein gedoop of whatever, en namens die familie word alles vir jou gedoen, maar nêrens in jou eie lewe maak jy jou eie besluit dat ek gaan Jesus volg. Ek gaan gedoop raak. It's my decision to do this. En Isak het geleer dat hy die putte van die vorige generasies moes oopgrawe. Want sy pa het hom 'n put agtergelaat. Maar die wêreld en die Filistyne sal dit wil toestop. En ek het eintlik gelees dat Isak het 2 putte probeer grawe en hy het elke keer het hy by 'n droë put uitgekom. Met ander woorde, hy het gedink, wel, that old religion, daai ou godsdienst, ek het dit nie nodig nie. Daai dinge wat hulle sê van die Bybel, dit is sommer simpel. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek kan by die huis die Here dien en ek kan so alles organise. Maar die Bybel het gesê dat daai 2 putte het niks opgelewer nie. En as jou put niks oplewer nie, wil ek vir jou sê, daar is 'n put wat altyd water het. En as jy dit weer sal grawe en sal leer om self te bid en self die Here se aangesig te soek en self in die woord in te gaan, dan sal jy lewende water raak boor. Amen. Ons het 'n Isak generasie nodig. Ons sin is 'n baie ryk geestelike erfenis. Mans en vrouens van vorige dae het putte gegrawe. Geestelike putte teen 'n baie hoë prys. En laastens het Abraham altare gebou. Isak het God ontmoet en weer putte begin grawe. Maar Jakob, die 3de geslag, sy naam beteken bedrieër, kortpaaie, na die seëninge. Onthou jy wat het Jakob gedoen met sy broer Esau? Esau was die een wat die eersgebore reg sou kry. Hy was die jagter, hy was uit in die veld en hy kom ongelooflik honger, kom hy by die huis uit en sy broer is besig om 'n maaltyd te maak en hy sê, ek is so honger, ek het daai kos so nodig, ek sal jou my eersgeboorte reg, sal ek opoffer vir daai ete. Geef my 'n bietjie van daai ete. En Isak, wat op sy sterfbed was, sê die Bybel, het sy sig verloor. En Jakob vat 'n bokhaarvel oor sy arms
En hy gaan na sy pa, Isak. En hy sê vir hom, en hy vermom sy stem, en hy sê, Vader, Vader, seën my, Vader met die eersgeboorte reg. Dit is jou seun Esau. En sy pa het iets baie interessants gesê. Hy sê die volgende, toe hy die seun uitspreek, hy sê vir hom, jy klink soos Jakob, maar jy voel soos Esau. Jy klink soos Jakob, maar jy voel soos Esau. En hierso is ons les wat ons hier moet leer, is dat die Bybel impliseer, dat die fout wat Isak gemaak het, alhoewel dit nie opsetlik was nie, die fout wat Isak hier gemaak het, dat hy het geluister na sy gevoel, eerder na wat hy gehoor het. En elke keer, as ons gevoelens glo, eerder as wat God sê, wil ek vir jou sê, maak jy fout. Al is jou gevoelens, ons gevoelens sal ons mislei na die verkeerde rigting. En ons wandel nie deur wat ons sien of deur wat ons voel nie. As dit reg voel, maar die woord sê iets anders, is jou gevoelens verkeerd. En die woord is reg. Nou bevind hy hom in 'n plek, Jakob, met die naam van Jabok. Jabok, wat beteken plek van gebrokenheid. Maar dis waartoe die paaie lei, wanneer ons nie God soek nie, na Jabok toe. En hy is gebroken, Jakob is heeltemal alleen, en dit tref hom. Ek is hier vandag. Ek het nog nooit self 'n ondervinding met God gehad nie. Soos my pa Abraham met God gehad het nie. Soos my pa Isak met God gehad het nie. Abraham sê vir homself, ek het nie 'n altaar nie. Ek het nie 'n put in my lewe nie. Ek het geld. Maar ek het nie 'n altaar en ek het nie 'n put nie. En hy roep na God. Ons weet wat gebeur. God stuur 'n engel en 'n engel worstel daai nag met Jakob. En Jakob het 'n ontmoeting met God. So die oorwinning in Jakob se lewe het gekom na 'n ontmoeting met God. 'n Aanraking van God. En die Bybel sê, toe God hom aanraak, van daai oomblik af, toe stap Jakob mank. He walked with a limp. Because it's better to walk with a limp than to walk without God. Amen. En die Bybel sê, en daarna koop Jakob 'n stuk land in Sichem. En hy begin met 'n familie. En hy bou 'n altaar. En hy grawe 'n put. En hierdie is die put na waar ons Jesus nou vind in Johannes 4. En ek wil vir julle sê, ons het 'n put nodig in ons lewens. Ons het 'n altaar nodig in ons lewens. En ons het 'n ontmoeting met God nodig in ons lewens. So 1900 jaar later in Johannes 4, kom ons lees dit, sê die Bybel, en Jesus en hy, vers 4, moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink.
En kyk wat sê die vrou vir hom. Vers 11. Die vrou sê vir hom: Here, U het nie eers 'n skepting nie. En die put is diep. En ek raak excited hieroor want prys die Here, sy put is diep. Daar is water. Jesus, He is the well that never runs dry. Die Bybel is eintlik vol putte, volop van putte. Putte was essensieel vir oorlewing. Jy kon nie oes nie, jy kon nie jou land bewerk nie, jy kon nie jou diere, jy kon nie lewe sonder in 'n woestyn sonder om 'n put te hê nie. En as 'n mens nie 'n put kon vind nie, sou jy nie oorleef nie. 'n Put is nie net 'n nice to have nie. Dis noodsaaklik. En Abraham het 'n goeie voorsienende put aan Isak nagelaat. Maar Isak het dit verwaarloos totdat hy dit weer oopgegrawe het. En Isak, luister, word geforseer nadat hy met droë putte in sy lewe sit om terug te gaan na Abraham se put. En ek sê, partykeer sal God jou forseer om terug te gaan na waar jy vandaan kom. To go back to him. Te doen wat hy wil hê jy moet doen. Hy laat jou toe om jou eie klein putte te grawe en self agter te kom. Hierdie ding wat daai ou sê hoe om kinders groot te maak, wat daai boek sê hoe om te lewe, totdat jy dit probeer en dit droog is, dan besef jy dat die woord van God is die waarheid. Amen. Alles fyn, gaan grawe jou eie putte, maar vinnig kom Isak agter dat daar nie water is nie. Dit mag 'n tydelike uitkoms wees, maar eindig altyd droog. En ek wil vir u sê vanoggend, as jou lewe droog is, keer terug. Keer terug na die oorspronklike put en drink van die lewende water. Isak begin die put wat alreeds daar is oop te grawe. Die kerk van Jesus Christus is 'n put. Is 'n put. Dit het nie, die kerk het nie net ewe skielik 'n nuwe lering of 'n nuwe evangelie nie. New Life bied dit dalk op 'n besondere manier aan, maar ek spreek nog dieselfde woorde en dieselfde ek drink nog uit dieselfde put waaruit ek gedrink het my hele lewe lank. En ek is so dankbaar dat hierdie fontein nooit sal ophou vloei nie. Wanneer jy tot bekering kom, hou die put nie op vloei nie. Daar sal water wees totdat ons oë en ons kop neerlê eendag. En daar sal water wees in die ewigheid hierna en ons sal drink van die bron van lewe tot in ewigheid. Dit hang net af van jou. Is jy honger en is jy dors? En wil jy dieper gaan met God? En deur oorerwing het ons, baie van ons het ons, in hierdie water het ons nou al met tjoepies begin float. En ek wil vir sê om die tjoepies af te gooi en te begin swem, want die water is diep. Jy is al 10 jaar gered, maar jy float nog steeds op daai ou se idee of daai sielkundige se raad en daai ou wat baie slim is. Maar ek wil vir u vanoggend sê, trust God.
Trust his word. Go ahead, jump. The water is fine. En op een plek het Jesus vir sy disippels gesê, wat nie vis kon vang nie, hy sê, vaar uit na die diepkant toe. Vaar uit na die diepkant toe. En ek wil vir julle sê, ons gaan diepkant toe. Die wêreld gaan diepkant toe. Suid-Afrika gaan diepkant toe. Kom ons grawe weer die ou putte van God se aangesig soek om te bid. Amen. Om 'n huisaltaar te hê. Grawe dit oop vir jou familie, want die put is nie net vir jou nie. Dit is daar vir jou nageslag. Put het 'n geestelike betekenis in die skrif. Jakob se put was vir 1900 jaar onderhou tot Jesus daar aankom, is gekoester, is skoon gehou. En ons sien 'n hele stad wat rondom hierdie put vergader het. En Jesus wat opdaag by 'n put wat onderhou is van generasie tot generasie. En daai put vloei nog steeds vandag. En daar's genoeg water dat mense van oor kon kom om daaruit te drink, uit daai ou familieput. En ek wil vir julle sê, die put is diep. Ek wil vir julle sê, dat jy mag dalk nie die put, dat jy mag dalk die een wees wat die put begin vir jou nageslag. Die dag toe ek Jesus gevind het, het ek die pad oopgemaak vir my familie, vir die seën van die Here oor hulle, en die water het begin vloei, en my hele familie sal van daai bron drink in hulle lewe, maar hulle moet terugkeer soontoe. Hierdie lewende water is nie enkel diep nie, dis nie knie diep nie, dis nie heup diep nie, it is deep enough to swim in. Wie van julle glo saam met my dat die Here gaan waters laat vloei oor ons gemeente, oor ons families, oor ons land? Daai bron is daar. Is daar die belofte dat hy riviere in die wildernis sal laat vloei, is vir my en vir my generasie en vir ons gemeente. Ek drink van 'n bron wat my nie dors laat nadat ek dit gedrink het nie. Amen. As ek hier uitstap, het ek geen begeerte om aan 'n sigaret te gaan suig. Of om met 'n vroumens te flankeer nie. Want daar is niks van daai tipe dors wanneer jy eers die lewende water geproe het in jou lewe nie. Ek drink aan iets wat my dors les, wat my nie dors laat nie. Die water van die put, it satisfies the soul. My dors word geles deur Jesus. Ek is versadig met sy gees. Ek het niks anders as Jesus nodig nie. Net die feit dat ek vir ewig saam met hom gaan lewe, is goed genoeg vir my. Ek mag deur dinge gaan in my lewe, maar I'm going to be alright. Ek het 'n put waar ek kan gaan sit. Sê 'n bietjie haleluja as daai water binne in jou ook vloei. Amen. Jy moet daai bron skoon hou, oopgrawe, dat daar nie 'n verstopping is nie. Hou dit skoon. As jy die rivier wil sien vloei in jou familie, moet jy die put oophou.
En die generasies het gekyk na hierdie put en Jesus daag by hierdie put op wat oopgehou is vir generasies. En ek wil vir julle sê, vanoggend moet ons besluit om 'n generasie put te maak. 'n Generasie put. Vandag nog, in 2026 is daai put wat nou al amper 4000 jaar oud is, nog steeds daar. In Israel. En ek wil vir julle sê, elke keer as jy die brood en die wyn vat van die nagmaal, daai maaltyd, vat dit jou terug na die oorspronklike bron toe. Wat Jesus is, terug na die bloed wat gevloei het. Want die bloed en die liggaam van Christus is kragtiger as enige duisternis wat in ons families opereer. Ons bron is die bloed van Jesus. And it flows and still flows today. Jesus sê, neem hierdie ete so dikwels as wat julle bymekaar kom. Want hierdie put gaan diep. Hierdie water is, versadig jou. Dawid was op 'n stadium so, hy was so mismoedig en wat kan ons sê, hy was so bedruk deur die Filistyne wat Bethlehem omring en aanval, dat hy sê vir sy manskappe in 2 Samuel 23 vers 15 sê Dawid, en Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Hy het terugverlang na daai koel water van die put van Bethlehem. Vers 16 sê, toe het 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was en dit gedra en aan Dawid gebring. Luister nou hier. Maar hy wou dit nie drink nie en het dit tot eer van die Here uitgegiet. Hierdie is wat ek wil hê jy moet sien. Dawid hou daai beker op en hy was so emosioneel en hy sê, ek kan nie hierdie drink nie. As ek dink aan wat dit gekos het om hierdie water by my te kry, die lewe van die manne wat dit opgeoffer het, die bloed van daai soldate, as ek daaraan dink, hy het gevoel dat hy iets wat so kosbaar en so baie gekos het, is beter om dit aan te bied vir God, as om dit self te drink. Dawid sê, hierdie bloed van hierdie mans, wat hulle lewe geoffer het vir die water, behoort nie aan my nie, dit behoort aan U. En Dawid kies om te offer, eerder as om sy eie dors, sy eie behoefte te vervul. He chooses to sacrifice instead of receiving. Hy kies offer en aanbidding eerder as sy persoonlike begeerte. David changed desire into worship. Desire into worship. En so het ek gedink dat die grootste lewens is nie die lewens wat selfgesentreerd is nie, maar dis die lewens van mense wat that is being poured out for Christ. Our lives is as ointment poured forth. When we walk with God, we are pouring out our lives before the Lord. Rather you, Lord, than me.
Paulus sê in 2 Timoteus 4, hy sê, want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet. En as ek aan New Life dink, is hierdie net 'n put wat ewe skielik rukkie terug begin is nie. En ek dink dat hierdie kerk is 'n put, 'n geestelike put, waar mense moet drink van die lewende water. En ek dink dat ons die bron moet suiwer hou, en die suiwerheid is Jesus. Die oorspronklike fondasie. Die kerk is 'n put en die put is diep. En ons gaan nie uithardloop van water tot Jesus kom nie. Kan ek 'n amen kry? Jy weet, ons lewe is maar it is a sacrifice, our lives. The whole life is a sacrifice. En van die kan dalk nie hier voor preek of talente hê soos baie ander mense het nie, maar jy kan sê, ek sal 'n put vir my familie grawe. En die bron sal ek skoon hou en oorlaat vir 'n volgende generasie. Jy kan sê, ek gaan 'n putgrawer wees, wat die lewende water beskikbaar sal maak vir my familie. Dawid het iets moois gesê in Psalm 87, hy sê, all my fountains are in you. Al my fonteine is in U. En ek begin 'n put grawe vandag. Ek glo die fontein van God sal lewe bring vir jou huis. Ek glo dat die waters van die lewe is goed genoeg vir jou familie, vir jou kinders en jou kindkinders. Ek glo dit sal ons en hulle standvastig hou, maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie. Dit sal aanhou om jou gebeente te voed, vettigheid vir jou siel te wees. Die water sal jou beloon met die goeie. En ek wil vir julle sê, daar is niks wat die wêreld my kan offer wat soos God se water proe nie. Grawe daai put weer oop. Keer terug na God. Keer terug na familie. Keer terug na geloof. Wil jy saam met my staan? Ek sal I will build an altar. I will sacrifice. I will pour out my life as an offering unto you. Dank Here dat niks wat uitgestort word, Here net leeg terugkeer nie. Maar dit behaag en sal doen en voorspoedig wees wanneer dit na U terugkeer. Dankie dat ons niks verloor wanneer ons gee nie. En daarom wil ons 'n put oopgrawe van Jesus. Jesus vir ons land, Jesus vir ons kinders, Jesus vir ons huis. U is die bron, Here, waartoe ons terugkeer. Dit sal vir generasie tot generasie sal dit die bron wees waar daar lewe is en waar daar oorvloed is. So maak dit oop, Here, vir my huis. Maak dit oop vir my familie. Wil nie 'n paar oomblikke net self bid en sê, Here, ek maak hierdie put oop vir oggend. Maak dit oop, Here, in my lewe. Begin by my en ek maak dit oop, Here. Drink van die bron vir oggend in die naam van Jesus. Yes, Lord.